around. Yeah, we're in a sunken ship, and it was really creepy. Human stuff, huh? Hey, let me see. Oh. Look at this. Wow. This is special. This is very, very unusual. What? What is it? It's a dingle hopper. Humans use these little babies to straighten their hair out. See, just a little twirl here and a yank there, and boy, oh, like, yeah, I got an aesthetically pleasing configuration of hair that humans go nuts over. A dingle hopper. What about that one? Ah, this I haven't seen in years. This is wonderful. A banded, bulbous Snorfblatt. Oh. Now, the Snorfblatt dates back to prehistorical times when humans used to sit around and stare at each other all day. Got very boring. So, they invented this Snorfblatt to make fine music. Allow me. Music. It's stuff. Oh, the concert. Oh, my gosh, my father's gonna kill me. Concert was today? Maybe you can make a little planner out of it or something. I'm sorry. I've gotta go. Thank you, Scuttle. Anytime, sweetie. Om een of ander rede, altyd wanneer ons oor gebed praat, kom hierdie klip by my op. En ek het aangeneem, niemand van julle het Little Mermaid gekyk nie, so nou wys ek het maar vir julle. Kom leen die DVD by my. Ek kyk het Vrydag nie, die ander dag gebruik ek het self. Dis nogals belangrik dat ons weet waarvoor iets gemaak is om het te gebruik. Nou, ek weet nie. Ek het nog nooit 'n vurk vir 'n strydner probeer gebruik nie. As iemand wat dit probeer het, moet ek raai of jy het. Kan ek kyk en sê of ek dink jy het 'n vurk gebruik? Ons sit partykeer 'n vurk dalk in 'n bolla, maar as julle wil kan julle gaan toets, gaan 'n bietjie by die voorhuis en kry 'n vurk en kam jou hare en stuur vir my 'n selfie, maar as 'n reël, as ons weet waarvoor iets is, kan ons dit gebruik. En partykeer kan mense soveel sleg doen met goeie bedoelings. En in gebed is dit vir my dikwels so. Wie van julle, as jy nou dood eerlik vanaand moet wees, kan sê, ek dien die Here en ek wil regtig graag my verhouding met hom groei, maar as ek heeltemal eerlik moet wees, is my gebedslewe nie heeltemal waar dit moet wees nie. Wie voel bietjie so? Een of ander rede, meeste van ons, sê my gebedslewe dink ek kort 'n bietjie 'n boost. En ek dink, dis gewoonlik as gevolg van een van twee redes, en daar is uitsonderings, maar meeste mense, my ervaring is een van twee redes, ek weet nie hoe om te bid nie, of ek kry net regtig nie tyd nie. So ek weet nie, die dae gaan verby en ek kry net nie tyd om iewers stil te word nie. As ek bid, is dit soos iemand wat 'n lunch doen. Ek's vinnig op my knie en dan weer in die bed, want ek's moeg of ek's laat vir klas. Ek kry nie tyd nie. So ek dink ons moet begin deur eers te weet wat is gebed, sodat ons dalk saam uitfigure hoe en hoekom moet ons bid. En dit klink so eenvoudig. Hoekom moet ons 'n definisie vir gebed gee? Ons almal weet wat gebed is. Ons het groot geword in die sonnaarskool. Maar wanneer jy vir iemand vra, maar wat is gebed, is dit partykeer vir hulle moeilik om te antwoord. My ervaring is, en dit het al meer as een keer gebeur, dat studente vir my kom sê, ek sukkel om te bid. En dan, as ek vir hulle sê, maar hoekom wil jy bid? Ek weet nie. Mens moet, die Bybel sê, moet. Hoe anders gaan God my bestellings kry as ek nie bid nie? Mens moet daarom 'n order insit as jy 'n delivery verwag. En dan moet ek 'n opvolggebed doen, trek jou order. Waar trek God met daai ding wat ek bestel het? Hoekom moet ons bid? En die antwoord is so eenvoudig, maar so belangrik dat jy dit vroegtydig snap. Hoekom bid ons? Want iewers het die Here besluit, hy wil in verhouding met mense wees. En ons kan praat oor of dit 'n goeie of slegte besluit was. Maar gelukkig vir ons het hy daai besluit geneem. Hy wil in 'n verhouding wees met mense. Nou die van julle wat al in 'n lang en suksesvolle verhouding in julle lewe was of is, sal weet kommunikasie is 'n belangrike deel. Wie van julle is al vir baie lank in 'n verhouding met iemand met wie jy nooit praat nie? Dit laat my dink aan ons laerskoolverhoudings. My boetie het uitgegaan met 'n meisie in graad 1 tot en met graad 3. En toe graad 3 toe stuur sy iemand om vir hom te sê,
ek dink jy moet bietjie met my een maatjie uitgaan, ek wil nou met daai ouetjie uitgaan. Toe sê my boetie, okay. Praat dan anyway nooit nie, maak nie regtig saak nie. Jy kan nie, hoe gaan 'n verhouding groei as jy nooit met mekaar praat nie? Kommunikasie is die basis van enige gesonde verhouding. En ook nie net oor die reëlings praat nie. Baie keer sal jy koppels wat se huwelike uitmekaar uitval wanneer die kinders uit die huis is, sal die ding. Ons het begin, al wanneer ons gepraat het was, wie vat die kinders môre en wie reël daai, ons het ophou om te gesels. En ons verhouding het ophou groei. Kommunikasie is 'n belangrike deel van enige verhouding. So hoekom moet jy bid? Want iewers moet jy ook met die Here gesels. Nou wie van julle het al ooit gevoel, ja, ek bid, maar ek bid teen die dak vas? Enigiemand al daai gevoel gehad? Kom kry by my sleutels, kom bid by die kerk, die dak is 'n bietjie hoër, jou gebed gaan daarom verder gaan. Ja, ek bid teen die dak vas. Sê maar ek praat met die Here en die dominee het gesê die Here luister, so ek dink die Here is besig om my te bloedtiek. Of eintlik hoor ek net nie van hom nie, hy ghost my. En nie die Holy Ghost my nie, hy ghost my net. Ek hoor nooit van hom nie. Baie mense voel so. Dis 'n algemene gevoel. So ek dink is nodig vir ons, as ons ernstig is oor ons verhouding met die Here, om dalk nie te dink oor gebed, en miskien vanaand oor 'n paar goedjies te gesels, as hierdie nie vir jou belangrik is nie. Want as jy nie actually iets gaan verander nie, gaan dit ook nie in jou lewe en jou verhouding met die Here verander nie. So dan, as jy nie van plan is om iets te verander nie, jy mag nou snoes, ek sê jou wakker maak voor die slotlied, dat jy nie skrik nie. Maar as jy wil hê jou verhouding met die Here moet groei, moet ons dalk bietjie nuut kyk. Nou ek het klaar die teks eintlik opgesit. Jesus sê in Matteus 6, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee. As jy bid, gaan nou na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Oor julle, Jesus weet, dis vir jou moeilik want jy kan nie die Here sien nie. Dis vir my baie gerusstellend dat hy dit weet. En nog steeds ons aanmoedig om te bid. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Ekskuus. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle dit van hom vra. So Jesus gee hierdie teks vir sy disippels, omdat hulle vir hom sê, Here, ons sien u bid baie, en ons sien daar gebeur amazing goed wanneer u bid. Asseblief leer ons hoe om te bid. En ek dink dit is iets wat ek al ooit vir iemand gevra het nie. Ek weet nie of julle al oor die leer my bid nie. Dis mos nou 'n default setting wat saam jou uitkom as jy die Here dien. Die disippels sê vir hom, Here, leer ons hoe om te bid. En hy kon baie goed hier gesê het, maar om een of ander rede kies hy om hierdie te beklemtoon. En ek wil ons net na 4 goed uit hierdie teks uit saam kyk oor wat Jesus sê ons in ag moet neem wanneer ons bid. En ek hoop as jy dit dalk gaan begin oefen en doen, jy ook dit in jou verhouding met die Here sal sien vrug dra. Die eerste ding wat Jesus op klem lê, gaan oor die plek waar ons bid. Hy sê, as jy bid, moet dit nie in die openbaar doen nie, so dit gaan ook bietjie oor die motivering. Hoekom bid ek? Sodat almal sien ek's nice en heilig, of bid ek want ek wil met die Here praat? Om een of ander rede is die plek waar ons bid vir die Here belangrik. En Jesus sê, jy moet tyd maak om jouself af te sonder en 'n gesprek hê met die Here. Nou, ek is nie besig om te sê, jy kan nie enige tyd op enige plek bid nie. Jy mag, natuurlik. Wanneer jy in die kar is en jy kom agter die brieke werk nie so lekker nie, mag jy vir die Here roep. Wanneer jy daai toets oopmaak en die dosent het alweer nie geluister na jou versoeke nie, mag jy sê, Here, help my. Wanneer jy aangestap kom om my meisie op te chat, mag jy sê, Here, gee vir my woorde, my wapenrusting aantrek. Wanneer jy begeerte het, wanneer jy ry in jou kar en dit begin reën, is dankie Here, dis wonderlik, is amazing dat dit reën. Jy mag enige tyd, enige plek, op enige manier met die Here praat. Ek vat nie dit weg nie, maar wat ek wel sê is, iewers moet jy ook tyd maak om by die Here uit te kom, in privaatheid en intimiteit. Want as ek in 'n intieme verhouding met hom moet staan, moet ons mos iewers ons tyd hê. Wanneer jy met jou pelle oor iets dieps wil praat, gaan kry hulle nie 1 uur in die SS nie. Hy sê, ons gaan iewers bietjie waar ons kan privaat wees. Wanneer jy sweet nothings in jou meisie se oor wil fluister,
Wel, aan die begin, want jy wil hê almal moet sien jy het 'n meisie, maar later hy sê nee, ons wil alleen wees. As jy sê ek is in 'n nabye verhouding met die Here, is Jesus se raad vir ons. Iewers moet jy ook jou afsonder om by hom te sit. Eerste belangrike ding. Die tweede ding wat Jesus sê, is die Vader sal julle beloon vir dit wat julle doen waar niemand dit sien nie. Vir die gebede wat julle het waar niemand dit sien nie. En ek dink die probleem hier is, ons dink hierdie beloon gaan daaroor dat, ek gaan alles kry wat ek vra. En dis nie heeltemal wat Jesus bedoel nie. Dat mense sal sê, luister hier, maar die Here sê, as jy in afsondering bid, sal die Here jou beloon. Jesus sê, as jy enigiets in sy naam vra, sal hy dit vir jou gee. En dan moet jy net genoeg glo. As jou gebede nog nie verhoor word nie, is dit omdat jy nie genoeg glo nie. Dis hoe ons met mense praat, as hulle sê, ek sukkel om te bid. Maar die beloning gaan nie oor 'n manipulasie om te kry wat ek by God wil hê nie. Wanneer ek tyd maak en myself afsonder en by die Here se voete is, gaan ek 'n beloning kry in die groei in my verhouding met hom. Hoor weer, as iemand vir my tyd maak net omdat hulle iets by my wil hê, is die kans dat hulle dit gaan kry bietjie minder. Die beloon waarvan Jesus hier praat, gaan oor die groei en in die verhouding wat jy gaan kry. Ok, derde ding uit hierdie teks uit, en vir my dink ek is hierdie die belangrikste vir vanaand. Ekskuus, ek is bietjie vinnig op die knoppies vanaand. Jesus sê, as julle bid, wanneer julle bid, moenie soos die heidene 'n stortvloed van woorde. Wie van julle ken goeie bidders? Ken julle mense wat regtig net goed kan bid? Kyk, as ons vir iemand vra om te bid, is dit vir hulle. Hulle doen die tafelgebed by jou troue eendag, hulle bid by die familiereunies en om die hospitaalbed vir ouma, want hulle kan. En as jy nou regtig 'n dringende saak het, dan stuur jy 'n SMS. Dit bid net so mooi. Jesus sê, die belangrikste ding wanneer jy na God toe kom, is egtheid. So as jy iemand is wat hou van baie praat en in anyway groot woorde gebruik, okay, dan gaan jou gebede so lyk, want dis wie jy is. Maar as dit nie is wie jy is nie, vir God is 'n mooi gebed, 'n gebed wat uit egtheid uitkom. Eenvoudig, eg. Here ken jou, hy weet wie jy is, hy weet hoe jy is. So wanneer jy met hom kom praat, hoekom is ons dan so anders? Wie jy is, gaan bepaal hoe jou gebede lyk. Jesus sê, moenie probeer om indrukwekkend te wees en God te beïndruk met hoe amazing jy kan bid nie. Kom wees jy net jouself wanneer jy bid. Ek is een van 4 kinders. Weet nie wie van julle kom dalk ook uit 'n groterige gesin uit nie. So ek het 'n sussie 2 jaar ouer en 'n boetie 6 jaar jonger en 'n boetie 8 jaar jonger. En my sussie is 'n juffrou, ek se dominee, my een boetie is 'n wildboer en my ander boetie is 'n juwelier, 'n goudsmid. So manne, as dit troutyd kom sien my. Kan julle ophoek. So ons is uiteenlopende mense en wat vir my interessant was soos ons ouer word was om te sien hoe elkeen van ons met ons ouers 'n ander band het. En julle kan dit nou in julle eie lewe sien as jy dink aan jou boeties en sissies. Ek bedoel ons praat oor ander goed met mekaar. Ons party praat meer gereeld as die ander met ons ouers. Ons elkeen se verhouding is uniek op grond van wie ons is. Ons persoonlikheid. Hoe baie en gereeld ons praat. So hoe is dit dan as God ons Vader is, dat ons almal met dieselfde gebed na hom toe kan kom? Met 'n rympie, met 'n resepie. Wees eg. Ek wil vir julle 'n voorbeeld gee van hoe hierdie egtheid lyk uit die psalms uit. En ek dink as jy iets wil leer van gebed, en jy gaan lees die psalms, en jy sien iets van Dawid, en die manier hoe hy met egtheid, of as hy bly is, het hy dit gesê, as hy hartseer is, het hy dit gesê, as hy kwaad is, het hy dit gesê, maar hoor gou hoe mooi is hierdie in Psalm 5. Luister tog na my woorde, Here. Hoor hoe ek sug. Jy het agtergekom as jy iemand ken, kan jy nogals baie sê net deur hoe hulle sug. Party keer as iemand sug, hoef jy hulle nie baie goed te ken nie, maar 'n sug kan baie sê. Daar's die ou en die weet en sweet wat langs jou sit en die vrae sal oopmaak en hy ken niks nie, se tipe sug. Daar's die, en dis amper sulke tyd, stap na die bord toe om te kyk of ek kan eksamen skryf, deelname, en ek het en verligte sug. Jy al gehoor?
Daar's ek moet my rekenaar laat regmaak by instapdiens of ek moet 'n nuwe ID kry en ek sit in die ry en is besig en niemand wil my help nie, geïrriteerde sig. Julle hom al gehoor? Hom kan jy in vreemde mense ook herken. En dan is daar jy sit lekker styf teen jou kerel, dit reën buite, dit is snoesig, hy's so sterk. Sig. Man, as jy daai een hoor, dan weet jy, 10 uit 10, trek al bietjie nader. 'n Sug. Hoor wat sê Dawid, jy kan na die Here toe kom, selfs net met 'n sug. As dit is wat op jou hart is dit. Dan sê hy, Here, gee tog aandag aan my hulpgeroep. Soos 'n kind, wat sy pa se aandag probeer kry. Hoor die egtheid, Here, gee tog aandag, luister vir my. Lees my boodskappe. My koning, my God, tot U bid ek. Hoor julle net, so eenvoudig. Egtheid, so belangrik. En dan die laaste ding wat belangrik is, wat ek dink Jesus sê is, wanneer jy bid, is jy nie besig om inligting met die Here te deel nie. Dis ook deel van ons probleem. Ons dink ons gebede is, ons moet vir die Here alles sê wat ons vandag gedoen het, alles waaroor ons jammer is. Hy weet wat jy gedoen het en of jy jammer is oor of nie. And anyway, so jy gaan niemand flous deur vir hom te sê of vir hom jammer te sê as jy dit nie bedoel nie. Hy weet klaar. En dan seker te maak, hy weet ook alles waarvoor ek hoop en droom, en seker te maak, hy cover my ook vir môre. Dat gebed iewers te gaan oor, Here, hier is ek, hoor tog vir my, soos Dawid, en dan, okay, Here, my tannie is siek. Wat is jou tannie se naam nou weer? Nee, hy weet jou tannie is siek, hy weet presies wie sy is, en hy weet presies wat met haar fout is. Here, daai toets van môre, hy weet. Hy het vir die dosent die idee gegee om vir jou daai toets te gee, 10-10-1. Gebed is nie om vir God al die inligting te gee, soos wanneer jou ma jou eenmal 'n week bel en jy moet net die belangrike goed daar update. Nee. Jesus sê, julle Vader weet klaar wat julle nodig het nog voor julle dit vir hom sê. Beteken dat jy mag nie die goed met hom deel nie? Natuurlik mag jy. Natuurlik mag jy vir Here sê, Here, ek is bekommerd oor môre. Here, ek is bekommerd oor my tannie. Here, ek het so groot begeerte vir hierdie. Al weet hy dit, jy mag dit nog steeds vir hom sê. Al weet jou meisie jy is lief vir haar, jy mag dit nog steeds weer vir haar sê. Maar dis nie die punt nie. Dis nie hoekom ons bid nie. Ek dink is die probleem, ons dink gebed plaas ons bestellings en dan kry ons nie heeltemal waarvoor ons gevra het nie en dan dink ons gebed werk nie. So jy kan, vra wat jy wil. Sê wat jy wil, bely wat jy wil, beskerm my, help my, maar iewerste moet jy net ook met die Here gesels. Oor meer as die basiese. Hy weet, hy ken jou, hy is lief vir jou, hy gaan in anyway vir jou gee wat jy nodig het. Voel vir my partykeer is hoe die Here ons sien, ons roep net na hom wanneer ons iets nodig het, dan gee ons lysie. Ek het dit al vir julle gesê, maar my ma het een keer vir my, toe ek op universiteit nog was, hier op die pik, gesê, jy bel ons net as jy geld nodig het. Toe sê ek, wel, wat is die probleem? Ek bel gereeld. Maar iewers ook net kan kuier, kan saam wees. En ek dink, wat Jesus vir hulle probeer sê, luister julle, die rede hoekom al gebed is omdat God in 'n verhouding met julle wil staan, en 'n sleutelpunt van enige verhouding is goeie kommunikasie. Daar's hy, daar's dit. Nou ek wil vinnig vanaand 'n tweede ding bysit. En ek besef ons tyd is min, so ek sal dit vinnig bysit. En ons het oor hierdie al gepraat in die laaste weke, en ek het dit vinnig genoem, en van julle is besig met dit, maar dis om te vas. In die huidige vertaling staan daar, as julle bid, as julle vas, maar in die eintlike vertaling staan daar, wanneer julle bid, wanneer julle vas, want Jesus neem aan, jy gaan bid en jy gaan vas, en in die Ou Testament, Nuwe Testament, derentyd vas was 'n groot deel van 'n gelowige se lewe. Maar iewers het dit nou iets geword wat net die superheilige pretentious Christene doen. Vas weer. Vas nou mos weer suiker, hierdie 40 dae, ons kan nou niks saam haar doen nie, die spookasems is uit. Iewers het ons die waarde van dit begin miskyk en ek dink verloor. En as jy voel, jy bid in die dak vas, die Here hoor nie, die Here bloedtik jou, die Here ghost jou, hoekom jy voel, is dit dalk omdat jy net nooit vir my kans gee om te praat nie. Het jy sulke vriende wat jy al gebel het en dan hoor jy so ek het jou raad nodig. Blablabla. Okay, dankie nee, ek dink ek weet wat ek nou moet doen, bye. En dan okay. Is my plesier.
Het jy sulke vriende? Mens noem hulle eintlik ekstroverte, maar iewerste praat ons met die Here en die Here praat nooit met my terug nie. Ek kry baie keer kappels wat my kom sien, sê hy wil nooit praat nie en dan eventually wanneer hy sê, maar jy gee my nooit kans nie. Is dat ons nooit stil bly nie. Ons sak af en dis die Here hier sak en Here ek soek hierdie en help my met daai en dan is ons op en ons begin ons dag en ons hol rond en ons is besig en nêrens word ons stil nie. Nie emosioneel nie geestelik nie, maar ook nie fisies nie. Ons raak nie stil nie en as ons iewers is, dan speel die musiek oor die radio. As ek in my kar is en is actually tyd waar ek kan stil wees en die Here dalk met my iets kan doen in my gedagtes, luister ek, dis nooit stil nie. So Here, U praat nie met my nie, maar ek gee nooit vir U kans nie. En dis waar vas inkom en hoekom vas belangrik is. Want ons twee belangrike goed wat gebeur wanneer jy vas. Het gaan oor jou gesindheid. Dis hoekom Jesus ook later in Matteus 6 sê, moenie vas sodat almal julle kan sien nie. Regtig waar. Doen dit waar jy alleen is, want moenie gaan oor mense gaan sien hoe heilig jy is nie. Jou gesindheid moet wees, Here, ek gaan hierdie ding los sodat ek meer van U kan vat. En wanneer jy vas, moet dit iets wees, as jy kos vas, want daar's verskillende maniere van vas. As jy kos vas, om iets te los wat vir jou 'n opoffering gaan wees, sê, luister jy, vas jy? Ja nee, ek vas. Wat vas jy? Spinasie. Hou jy van spinasie? Nee, glad nie, ek eet dit nie. Ek sien. Vas iets wat vir jou, so as jy koffie vas, dalk moet jy wyn vas, wat ook al dit is, chips vas, chocolates vas, puffs vas, iewerste iets vas, elke keer wanneer jy opstaan en jy daai koppie koffie nodig om jou dag te begin, Here, U moet my bron van krag wees nou. Wanneer ek honger is, wanneer ek 'n craving het, Here, U is my bron van krag. Die Jode het kos gevas vir daai rede en omdat eet 'n groot deel van hulle dag was. Hulle het ure spandeer om kos voor te berei. In ons kultuur waar jy by die dampad in die voorhuis deurgaan en dit betaal en eet, ons is vinnig. Dit gaan nie so baie tyd spaar vir jou om te eet nie. So daarom sê ons vas dan eerder iets wat dalk baie tyd vat om spasie te maak. Vas kos om jou gesindheid en jou fokus te verander. Vas sosiale media. Vas jou Xbox. Bietjie minder Fortnite. Vas iets wat jy weet, vat klomp tyd uit jou dag uit en nou kan jy daai tyd oopmaak vir die Here. Maar moenie jou Xbox wegbêre en weer Candy Crush begin speel nie. Dis embarrassing, jy's nou te oud Candy Crush te speel. Want dan maak jy nie tyd oop vir die Here nie. So as dit is wat jy voel tans tyd vat en jy los dit om spasie te maak dat die Here aan die woord kan kom. Vas. Baie belangrik. En ek gaan nou amper afsluit. Wat gebeur wanneer ons bid en vas? En ek het dit ook al vir julle gesê. Wanneer ons bid, tree ons nader na God toe. Gebed is om na God toe te tree. Om my hart op die tafel te sit en sy hart. Ek kan in die woord wees in gebed. Gebed is baie meer as net praat. En deur te vas, tree ek weg van die wêreld af. Ek leun in na God toe en weg van die wêreld af. En in daai beweging gebeur daar gewoonlik iets moois. En dan moet jy doelbewus gefokus wees. Moenie suiker vas omdat jy eintlik gewig wil verloor nie. Ek is doelbewus dat die opoffering gaan net oor die Here, dis nie vir my nie. Dan gaan ek die beloning kry waarvan Jesus praat en groei. So, wanneer kan jy vas? Miskien as daar iets ernstigs is waaroor jy bid. Sê hierdie week wil ek oor hierdie ding baie ernstig bid en daarom gaan ek vir hierdie week vas. In sekere feestydde, soos ons nou vir Paasfees gereed maak, sê vir hierdie tyd van voorbereiding vir Paasfees wil ek in my geestelike ook groei en oop wees vir die Here om iets te kom doen. Daarom gaan ek vir die tyd vas ensovoorts. Sporadies. Moenie kronies vas nie. Mens noem dit net 'n ander roetine of dieet. Sporadies soos wat die Here my lei, maar probeer dit. Probeer dit ten minste een keer en ek weet dit voel vir julle weird, volksvreemd. Ek sluit af. Daar's baie wat ons kan sê oor gebed. Ons kan 'n hele reeks hou oor gebed. Ek besef vanaand druk ons net ons groot toon in die gebedpool in. Maar hier's die basics. So ek wil dit vir jou sê. As jy vanaand hierdie ding besef, wat gebed regtig is,
En dat iewers ek moet begin oefen en leer om met God te kommunikeer, anders gaan dit vir my baie sleg wees eendag in die hemel. As ek nie weet hoe om met God te praat nie. Jy moet dit nou oefen. En die tweede beweging, as jy wil hê, jy moet dissiplines leer om God se stem te hoor, oefen dalk en raak doelbewus in goed wat jy stil maak, deur te vas. Gebed en vas speel 'n huge rol in die Bybel. Dis 2 weke voor Paasfees. Van julle is besig met te vas. Ek wil jou nooi vir die volgende 2 weke die journey waarop ek gaan. Ek het nie kans gesien vir 40 dae nie, ek sal dit bieg. Is die Daniel vas, wat beteken dis groente en vrugtesap en groentesap, wat ek dink net 'n ander woord vir sop is, en water, en dis dit. So, moet nou nie allerlei ander goed in 'n tamatie inspuit, en dan vir jouself sê, jy eet nog steeds vrugte of groente nie, niemand is duidelik daaroor nie. Maar vir 2 weke, oor 2 weke is dit opstanding Sondag. Dis hierdie 2 weke. Volgende week is Palm Sondag, waar Jesus in Jerusalem ingaan, en om regtig te fokus, te sê, Here, joh, ek kryf nou al hierdie stukkie biltong. Ek sal selfs aan 'n seëning suig as ek mag. So, ek is bewus daarvan, dat hier lydingstyd is. Kom rig my gedagtes, Here, kom berei my voor, sodat Jesus se offer hierdie jaar op 'n ander manier vir my 'n werklikheid kan wees. Wat sin? Jy hoef dit nie te doen nie, maar doen iets. En kyk, toets dit vir jouself. Amen. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never